leer om net aan die kant toe te kyk. Amen. Toe het my raak gesien. Amen. Hy het my uitgelig, uit die moddersluike uitgetrek. So kom ek hier is vanmôre. Ek glo vanmôre ons die naam van die Here loop. Maar ek wil iets doen. Ek sit al vir so 'n paar weke ek en Tasha al gesels. Miskien se ek nie afkom met lekker met julle kan gesels. Julle verstaan almal ons moet omsien vir mekaar, ons moet mekaar beskerm. Dis reg, hè? Dis ons werk op hierdie aarde. Ek kom al van daar vroeg in die begin. Toe Kain vir Abel doodgestaan het, toe vra die Here vir hom, Kain, waar is jou broer? Nee, dis reg. Dis Bybels. Bybel sê ons moet mekaar beskerm, ons moet mekaar veilig hou. Maar wat gebeur as daar iets is wat onveilig is? Ons sien dit daar buitekant iets gebeur, dan skakel ek mense of sê ek op 'n WhatsApp groep en die enigste rede daarvoor Johannes om vir mense te sê, ek waarsku julle, daar's iets onveilig. Julle kan sien nie so. Dis ouers wat op die kerk ernstig vat vanmôre. En weet jy dat een van die goed wat ons die mees onveiligste maak, die mees onveiligste, is wanneer jy goed doen volgens 'n roetine. Ja. Het jy dit geweet? As jy byvoorbeeld daar by jou huis elke maandagooggend om 9:00 die karretjie uittrek en agtertoe uitbeweeg en dan uitklim en die deur toemaak, jy moet nie dink jy's veilig nie. Iemand sit dalk iewers vir jou en loer. Iemand hou jou dalk dop om te kyk hoe jy optree. Iemand kyk wat is dit wat se aksies jy neem. Elke dag ry jy dieselfde pad as jy na die werk toe ry. Elke dag loop jy dieselfde roete. Dis onveilig. As iemand dit nog nie vir jou gesê het nie, dan sê ek vir jou vanmôre, dis tyd om jou roetine te verander. Doen dinge bietjie op 'n ander manier, want so krap jy so bietjie die moeilikheid in mekaar. En vanmôre wil ek vra vir u dat ons dieselfde ding moet doen as ons kerk toe kom. As jy die oggend in die kerk toe kom, eers so 'n bietjie daar by die huis sit, miskien 'n TV kyk of iets andersins doen, jy maak die grond oop dat die duiwel jou kan dophou en kan sê, okay, goed, op hierdie oomblik is die regte tyd om in te neem. As julle nou daar gaan sit, tersies om die tafel en sit en gesels oor julle vakansieplanne en dit gaan maak dat julle twee met mekaar sit en stry kry. Nou sit julle op pad kerk toe, sit julle heeltyd met hierdie gestry gees in die agterkant van jou kop. Jy het gesit en stry en nou wil jy hier kerk toe kom en hier wil jy die Here dien. Dis moeilikheid soek. Roetine is moeilikheid soek. Maar ek wil net vanmôre moet ons dit is 'n manifestasie doen. Krap so bietjie die duiwel se verstaan om. Ek kom al bietjie meer as 2 jaar hier langs. En as jy sit julle almal altyd op dieselfde plek. Ek sien as jy instap, hou jy jou plek nie op en gesit nie daar. Ek wil vra vanmôre, doen dit saam met my, doen dit saam as 'n manifestasie. Dis nie 'n permanente skuif nie, jy kan volgende week weer sit waar jy wil sit. Selfs later in die diens kan jy op 'n ander plek sit. As jy agter sit, kom sit voor. As jy links sit, kom sit regs. Staan so 'n bietjie op en maak die duiwel bietjie vanmôre deur mekaar. Hy's besig om jou roetine op te hou. Hy wil kyk, waar kan ek jou vasvang? Kom ons maak hom so 'n bietjie deur mekaar.
Halleluja. En weet jy, kom in aksie. En sê, Here, ek vat dit uit die water uit. Ek vat daai blessings, vat ek. En Here, U gaan ons seën, maar God wil hê, julle moet 'n manifestasie uit. Kom ons sing hom weer. En haal daai blessing vir julle uit. Halleluja.
ondersteuningsnetwerk. Wat is jou ondersteuningsnetwerk? Kom ons sluit die oor. Al die lof en al die eer kom hier toe. Here, en as ek nie dink aan die tema, dink ek, koning, waar is ons? En wat doen ons? Ek wil bid dat U my lippe gaan seën, dat die salwing en die Gees, soos ons praat met U, Here, dat U teenwoordigheid 'n salwing vanoggend sal gee, en in elkeen se harte, elkeen se gedagtes sal praat. Here, is my gebed in Jesus se naam. Amen. Ons het so lekker gesing, julle. Voor ek my teksvers gaan lees. Ek min hom. Weet jy wat beteken min? Dis om alles te gee. Alles wat hy sê jy ja, Here, dankie. Ek min hom. En as jy 'n oproep na my toe vra, dan sê daar, ek min hom. Sy naam is Jesus. En toe ons het sing, ek min hom. Sê ek, Here, help my ook. Ek wil U. Want dis ons beminde. Halleluja, ek gaan daar bring nie. Maar ek het gevoel, die salwing, die Gees van U was so teenwoordig. En sê net vanoggend, Here, dankie. Dankie vir die musieke, dankie vir die sange, dankie vir elkeen wat opoffer. Ons waardeer elkeen van julle. Ek gaan 2 Korintiërs 12 van vers 9 lees. Prys sy naam. En hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. Sodat die krag van Christus in my kan woon. Net 'n vraag. Is Jesus jou ondersteuningsnetwerk? Gaan dit aan U oorlaat? Wat beteken ondersteuningsnetwerk? Ek weet so, van ons familie self, het mense besluit, man, Suid-Afrika is nie goed genoeg nie, ons trek weg. Dan hulle 1 of 2 klein kindertjies aan daai kant babetjies, en dan begin hulle siek raak. En omstandighede kom. En hulle het nie werk nie. Hulle het niemand om te kyk na die kinders nie. Hulle weet nie wat kant om te beweeg nie, want daar's geen familie en geen ondersteuningsnetwerk aan daai kant. Amen. Hoor jy wat? En as sit ons in Suid-Afrika en as sê maar, hoe kan hulle dit doen? Dit het tyd geword dat ons sal beweeg in 'n rigting, halleluja, daar waar Jesus is. Amen. Halleluja. Dit het tyd geword dat ons die dinge, die kaf van die koring sal skei en dit sal los en sê, Here, ek wil na U toe beweeg, want U moet my ondersteuningsnetwerk wees. Amen. En as hy jou ondersteuningsnetwerk is, Galate uitbrei oor dit, dan kan jy hom maar vra in sy naam. Halleluja. En hy gaan dit vir jou gee. Ek gaan dit weer lees. En hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. Sy krag, sy genade, sy liefde, halleluja, moet in jou kan woon. En as dit in jou kan woon, dan kan jy sê, Here, U sal kyk na my kindertjies. U sal kyk na my gedagtes, U sal kyk na my voorgaan, U sal kyk na my finansies, na my besie. Dis wat God kan doen. Nou beweeg ons na Job. Ek het so 'n paar punte neergeskryf van Job. Baie. Job was 'n vrome man. Hy het God gedien. Job het 'n ondersteuningsnetwerk gehad, sy naam was Jesus. Hy was Godvreesend. Hy het afgewyk van die kwaad af. Hy het 7 seuns gehad en 3 dogters. Hy was so erg dat hy elke slag brandoffers vir sy kinders laat brand het.
want hy weet nie wat sy sondes hulle gedoen het. Hoor gedaan. Hy was in Jesus se voetstap, het hy geloop. Daar waar Jesus loop, daar loop hy. Halleluja. Jesus sê aan Satan, en hy nader, Satan nader hom, het jy ag gegee op Job? Jy mag alles doen met Job, net nie sy lewe nie. En toe begin Job se teespoor. Hy was besig om te ploeg, en hy sal wees, het almal doodgemaak, behalwe sy een seun wat teruggekom het. Daar was vuur van God in die hemel neergeval en gebrand onder die klein vee. En onder die dienaars het hulle alles verteer. Net ek het oorgebly, Vader. Dis nog goed wat met Job gebeur. Nadat hy 'n ondersteuningsnetwerk gehad het, was die vyand ook daar. Nog een het aangehardloop gekom, nog 'n seun. Galdeërs het 3 leer afdelings opgestel en 'n aanval op ons kamele gemaak en dit weggeroof. Maar hulle het die dienaars met die skerpte van hulle swaard geslaan en net ek het oorgebly. En toe Job dit alles hoor en toe hy alles te sien, toe sê Job by homself, hy staan op en hy skeer sy mantel en hy het sy hoof geskeer en dit in aanbidding op die grond geval. Hy het geweet dis groot fout. Weet jy wat het met Job gebeur? Hy was besig om weg te trek na 'n ander land toe. Julle weet my nou? Geestelik. Hy was besig om dit alles te verloor. By dit alles, nog nie, die Job nog nie gesondig. Hy nog. Toe kom Satan en hy sê vir Job, ek gee jou swere. Ek gee jou bose swere het hom getref. Job het nog nie gesondig nie. Hy het vasgehou aan daardie netwerk van Jesus. Job was gesmagte. Job verloor sy ondersteuningsnetwerk. Das keer wat die vyand na ons toe kom en dan het ons moontlik die ondersteuningsnetwerk, maar sodra hy in ons wil inbeweeg, dan besluit ons Here, nee wat, ek trek maar weg. Ek trek maar daar waar die vyand is, ek beweeg weg, maak die saak nie. Maar sodra ons aan die ander kant kom, van daardie netwerk, dan sien ons, ek is sal hierheen, Here, wat aan toe nou, en dan vat ons swere, en ons krap ons met, en ons sê, ons het 'n probleem. Ons sit in 'n land moontlik, jy sit moontlik in 'n situasie nou, en God is nie nou by jou nie. Weet jy hoekom? Jy het uit God se ondersteuningsnetwerk beweeg. Jy het uit sy, ek noem dit in Engels, comfort zone, het jy beweeg. En alles mooi gaan, as alles goed gaan, moet jy versigtig wees. God wil hê ons moet terugbeweeg na hom toe. Is Here, U moet my ondersteuningsnetwerk wees. As ek siek is, dan is U daar. As ek probleme het, dan is U daar. As die werke vir my sit, dan is U daar. As my finansies nie goed gaan nie, dan is ek daar. Dis my Jesus, wat ek kan doen. Job het so ver gaan, Job maak sy mond oop en vervloek sy geboorte. Job het genoeg gehad. Ag, ek is klaar. Maak nie saak wat gebeur nie. Ek het alles verloor. Want hy het weggetrek na 'n land toe waar hy nie moet wees nie. Hy het weggetrek na die vyand toe waar hy nie moet wees nie. Hy het weggetrek na 'n land waar die vyand elke hoek en draai vir jou sit en wag. Dis waartoe Job beweeg het. Daar was 'n man, gaan nie nou sy naam noem nie. Kan maar noem. Sy naam is Paulus. Almal ken vir Paulus en Silas. Paulus was 'n apostel gewees. Hy het gepreek, hy het sy naam, hy het God se naam groot gemaak. Paulus het gelei vir die evangelie. Ek gaan alles vertel van Paulus, daar's op tyd toe.
Toe was Paulus gestenig, hy was met stokke geslaan. Hy 3 keer skilbreek gely. Toe word hy voor die regters gebring. Want hy het hulle wins weggevat en hulle voor die regters gebring en hulle het hom gevonnis. En hulle vir Paulus en Silas tronk toegestel. Ek ken die hele gedeelte van die tronk. Hy was voor die regters en hy sê vir hom, jy bring sedes wat nie geloof vir ons is nie. En weet jy wat gebeur? Toe hy dit sê, toe sê die skare, ja, dis waar, dis Paulus daai. Hy het dit gedoen en hulle het geroep na hom, net soos hulle vir Jesus gekruisig het en gestenig het hulle vir Paulus gestenig. En hulle het alles wat die regters sê, het hulle gesê, ja, dit is so, dit is so, maak hom dood, stenig hom. En hy het sy klere afgeskeur en met stokke geslaan. Hulle het baie slag. Tot hulle gegooi was in die tronk. En jy weet wat gebeur toe ons sit in die tronk, die voetboeie en alles is vasgemaak. Toe begin hulle sing. Wat het gebeur ons in 'n land waar God se ondersteuningsnetwerk is. Wat het gebeur, daar is 'n koning van alle konings, wat om hulle gebeur, absoluut niks is nie. En hy sê vir Silas, ons moet sing, my broer. Wat denk jy? Kom ons gaan juig. Wat sit jy vir my in die hoor? Ons gaan juig daar in die hemel. Ons gaan kroon die lang geslag. Sal het daar nie julle wees nie. En weet jy wat? Halleluja. Die ander gevangenes het gehoor hoe hulle sing. Hulle het geweet wat die ondersteuningsnetwerk is. Toe Paulus sê, hy sê vir Silas, ek weet nie van jou nie, maar ek wil dans. Iets het gebeur. Toe te middernag, toe kom maar donderslag, toe kom maar aardbewing. God kan dit bring. Hy kan jou domineer by jou lewe bring. Hy kan jou ontskep. Halleluja. Hy kan alles van jou laat afval. Hy kan die boeie en alles van jou laat afval. Dis my God wat dit kan doen. En toe die ondersteuningsnetwerk daar by hulle twee is, toe sê hy vir Silas, weet jy van jou nie? Met my God aan my sy, loop ek in die mensdom. Ek glo hulle het net gesit nie. Ek glo hulle het begin aan klap. Ek glo daar was iets gewees, moontlik het die ander gevangenes gedans. Halleluja, al wat ek hier, die ondersteuningsnetwerk van die koning van alle konings was daar. Saam met hulle. Ook nog saam met klop. En toe die aarde bewe. Halleluja. Ek dink jy het bang geword. Jou Silas het ek sommer vir Paulus, ons is nie bang nie, man. Iets gebeur. Toe dit gebeur, wat gebeur? Boeie val af. Is daar 'n mens wat dit kan doen vandag? Die van die voetboeie val af. Die seldeure gaan oop. En toe die wag dit sien. Halleluja. Toe wil hy om die lewe self bring. Ek wil vir jy sê, toe Paulus, Silas, hier gebeur iets. En alles begin skik. Iets is aan die gang. Paulus, Silas, kyk hier so wat gebeur. Ek weet nie van jou nie, maar God het vir ons weergekom, Silas. Paulus, wat gaan aan? Hier is my koning is hier so. Die ondersteuningsnetwerk, sê koning. Jahwe is hier. En ek glo, toe hulle daar uitbeweeg, toe begin hulle so dans. Halleluja, hulle dans uit tronksel uit. Die wagte sal daar, almal gaan oop en almal vlieg, soos in Engels. Hulle almal beweeg in die tronksel uit, en die wag sê, hoe kan ek pa kom gered te word? Halleluja, dit van hier. Daar was 'n dag dat God by hier gekom het, ons gevra, hoe kan ek, ons vir hom gevra, Here, hoe kan ek gered word? Maar Paulus en Silas het die regte ondersteuningsnetwerk. Halleluja. Toe ek beweeg, ek onthou toe my eerste keer tot bekering kom, dan wil ek preek. Ek wil vir die God vertel wat gebeur. Ek glo nie, God laat dinge oor jou.
getuienis. En God vat jou moontlik deur 'n storm, moontlik baie ver, om 'n getuienis. Maar Paulus en Silas het nie weggetrek nie. Hulle het nie verdwyn van die koning van alle konings nie. Hulle het by hom gebly. Halleluja, wat het geweet, wat ek vra in sy naam, dit kan hy doen. En ons moet vanoggend besef, Here, waar is my ondersteuners? Halleluja. En hy het hulle na buite gebring. En toe hy lig gevra het, spring hy na binne en val bewend voor Paulus neer en Silas. Dis die wag. En hy het hulle na die buite gebring, meneere, halleluja, ek kan self dink, ek dink hy moet so gemaak het, meneere, wat moet ek maak om gered te raak? God het by jou en by my moet gestaan, halleluja, ek soek jou my seun, ek soek jou, waar is jy? Halleluja, toe sê hulle, glo in die Here Jesus Christus, en jy sal gered word. Jy, halleluja, en jou huisgesin. Ek gaan afsluit. Job het alles verloor. Hy het nie geweet wat ek kan doen. Maar nog het God 'n doel in sy lewe gehad. Weet jy wat sê hy? Daarom herroep ek en het berou in sak en as. En die Here het die einde van Job meer geseën as sy begin. En hy het 14.000 stuks kleinvee en 6.000 kamele en 1000 paar beeste en 1000 eselinne gehad. Job het gesê, Here, ek het alles verloor. Jy sit miskien vanoggend en sê, Here, ek het nie daai ondersteuningsnetwerk soos Job gehad het op die einde en in die begin. Ek het moontlik vanoggend of in die week of 2 weke terug het ek moontlik my kaartjie geboek. My kaartjie. In geestelik. Op 'n vliegtuig. To nowhere. Jy het nie geweet waartoe jy beweeg nie. Jy het nie geweet wat gaan jy aan die kant ontvang nie. Jy het nie geweet hoe gaan dit lyk nie. Jy het nie eens geweet hoe gaan die weer wees nie. Maar toe jy daar land, toe is die storm van die Satan daar. En jy weet nie wat ek kan doen nie. En toe jy opkyk, sê Here, ek is hier, maar ek moet nie hier wees nie. Ek wil na die ondersteuningsnetwerk. Sy naam is Jesus. Halleluja. Dat staan terug in beweeg. Jy sit moontlik in daai land wat nie eens sy naam ken nie. Jy sit moontlik in daai omstandighede wat jy nie daar wil wees nie. God is nou hier. Hy is nou hier om vir jou daardie ondersteuningsnetwerk deur sy Heilige Gees vanoggend te kan gee. Hy is hier om jou nuut te maak. Al wat Jesus, al wat jy vanoggend vir hom vra, my God, gee my 'n kaartjie terug na U toe. Hy staan daar so jy moet net sê, boek my asseblief koning Jesus, sit my net my naam op, my bagasie is reeds op die bank, my bagasie gaan beweeg, jy moet net my kaartjie gee Jesus, want ek wil die ondersteuningsnetwerk. Halleluja. Nou Jesus toe kry. God staan nou en wag vir ons. Hy staan so. Hy wil dit vir jou gee. Ja, maar Here, ek het jy geval, dit maak nie saak nie. Maak nie saak wat omstandighede nie. Job het ook gesukkel. Daar was groot situasies met Job. Hy het opgegee. Jy het klaar opgegee, jy gee nie meer op nie. Ons gee nie op nie. God staan met 'n kaartjie om te sê ek wil terugkom na my ondersteuningsnetwerk. En hy wil op die vliegtuig sit met die Heilige Gees. As jy kom terug na my kommissie. Dit is vir my 'n baie ernstige boodskap, maar my eie lewe ook. As jy dink jy's verlore, jy's nie verlore nie.
God staan nou by. Jy moet net daai kaartjie vat. En sodra jy die kaartjie vat, halleluja! Oh, ek onthou die vrou wat net as 'n swom gevat het. As jy ander kaartjie vat, gaan jy 'n krag voel. Halleluja! Van die lewendige waterstrome. Wat vanoggend vir jou na 'n ander land toe gevat. Na Jesus. Dis wat God vir ons wil. Kom ons sê, Here, ek het huiswerk, ek self, maar ek het vanoggend nie vir nie daar staan nie in die ry nie. Ek wil nie vanoggend hoog op vir my, jy gaan nie die ry ophou by God se liggawe nie. Jy hou nie op. God help jou baie vinnig. En hy's daar met sy genade. Hy's daar met sy liefde. Hy's daar met sy omgee. Dis die Jesus en ondersteun ons dit netwerk wat God nou vir jou aan. En as jy hom het, dan sê Here dankie. Maar as jy hom het, kan jy enigiets in sy naam vra. Jy kan enige plek beweeg, inbeweeg en sy salwing en sy gees gaan by jou wees. Amen. Kom as Here, ek is hier. As ek hier is waar ek moet wees nie, kom jy help my man. Kom jy help my God staan vanoggend. God seën sy woord. Amen.